Goeiemôre boere, wat 'n voorreg om weer met julle te praat hier op die 19de April 2024 en wat 'n seisoen het ons weer beleef. So as 'n mens weer terugkyk na hierdie seisoen, met baie stadig begin, klein bietjies reën, kort, ons het eintlik redelik goed geplant gekry. Die aanplantings het baie mooi gelyk hier in die begin ten spyte van die lae reënvalvlakke. En toe het ons hier in die begin van Desember, middel Desember, het ons 'n bietjie op ons senuwees begin raak. Jy onthou dat daar, letterlik daagliks amper waarskuwings was oor El Nino. En toe kom Kersfees en daai pragtige front wat afknyplaag wat hier ingedruk het en vir die volgende 3 weke kry ons ergens tussen 200 en 300 mm reën oor 'n baie wye gebied in ons land. En middel Januarie sê ons vir mekaar, hierdie is een van die beste oeste wat op land staan. Dit lyk pragtig. En daar sny die reën toe af en ons kry geweldige hitte vir die res van Januarie, Februarie en eintlik maar Maart. En toe kry ons weer hierdie interessante front wat hier oor die lang naweek instoot en die week daarna en 70-80 mm tot so hoog as party plekke 200 mm reën vir ons gee, weer 'n front oor 'n wye gebied. Maar natuurlik was die oes redelik paal geweest. Ek herinner jy aan vorige jaar se 16.4 miljoen ton mielies en dit lyk vir ons of die April maand se oeskatting dalk weer 'n klein bietjie verder afwaarts sal aanpas, moontlik hier in die omgewing van 12.8, 12.9 miljoen ton se mielies en natuurlik die sojas wat harde hoë gevat het. En ek dink ons gaan, almal van ons gaan weer herdink oor sojas en die insluiting, die hoeveelheid, dwars oor die, veral die westelike gebied. En dan hierdie groot prysdifferensiaal wat tussen wit en geel begin ontstaan. Normaalweg is daai prysdifferensiaal ergens tussen R200 en vir die laaste paar weke sit hy op R1000, wat natuurlik ons koppel laat werk oor die nuwe seisoen. Hierdie reën het die profiel wat baie uitgedroog was, sê boere vir my, die profiel is feitelik, deurnat. Ons sien dat die verder maande, in 2025 in begin tryd en as jy met 'n nat profiel deur die winter gaan, ons het hoop dat ons vroeë somerreëns kan kry, dan begin daai pryse aanloklik lyk veral op die wit met die vlakke. Maar goed, nou het ons die uitdaging om natuurlik die oes af te kry, om gestroop te kry, om gelewer te kry. Vroeë aanduidings aan die mieliekant lyk vir ons dat daar nie te vreeslike probleme is wat gradering aanbetref nie. Dit eintlik heeltemal normaal. Sover daar is mos maar klein streekies waar mens issues kan ontwikkel. Maar die groot uitdaging hierdie jaar is die sojaoes wat klein putte het, wat groen putte het en natuurlik is die gradering, hy is wat hy is. En is in sulke seisoene wat 'n mens allerhande snaakse goeters begin sien, met crushers wat onder sekere omstandighede nie die vrag wil vat nie en dan ruil jy drywers en dan vat hulle ewe skielik weer die vrag. So mens moet met jou oë wyd oop wees en luister. Ons probeer van ons kant af, die skrywers het uitgegaan in hierdie week. Ons probeer die geleentheid gee om moontlike opgraderings te benut, want ons dink dit is wat dit is. Ons kyk en analiseer op 'n daaglikse basis, maar ons dink nie dis 'n blywende ding, die groenputte nie, dat dit oor tyd 'n bietjie kan verbeter en dat dit ook binne in die silobuise moontlik kan verbeter en daarom
sal u sien wat is die reëlings en praat gerus met die silo-bestuurder en die verkrygers om meer detail. Maar ons stel ons bates tot julle beskikking om te probeer om u te akkommodeer wat die prysvlakke aanbetref. Ek wil tog vir u baie sterkte sê. Ons land is op 'n slegte plek. Elke moontlike ekonomiese aanwyser is negatief. En veral hier voor die verkiesing, jy weet, kry ons aapstreke wat jy nie kan glo nie. Elke ou sê 'n snaakse ding. 'n Mens hoor van alle kante van die spektrum af, allerhande snaakse goeters, allerhande aggressiewe uitsprake. En ek dink 'n mens moet jou nie te veel steur daaraan nie, dis maar normale verkiesingspraatjies. Ek dink wat ons regop hou is die feit dat ons geloof het, dat ons gewoond is aan hierdie omstandighede, dat ons vir onsself sorg in terme van ons eie omgewing, ons gemeenskap. Ons het 'n baie goeie kongres saam met Landbou Weekblad gehad rondom inisiatiewe in die platteland wat mense eintlik maar net verstom gelaat het om te sien wat doen gewone mense, swart en wit en bruin. Ons Suid-Afrikaners is buitengewone mense en ek het geweldige hoë respek vir al ons mense in ons land wat ten spyte van die politieke shenanigans wat aan die gang is, dat hulle staande bly. Goeie mense wat op 'n daaglikse basis werk toe gaan, vir hulle kinders sorg en besig is om hulle loopbane en hulle besighede te bou. So ek wil vir julle baie sterkte toewens hier oor hierdie stroopseisoen. Jy weet dat ons luister na u, laat ons u akkommodeer, praat asseblief tog met die silo-bestuurders om die fynere reëlings veral rondom vakansiedae, rondom naweke uit te klaar. Jy weet ons het met verlede jaar se oesenname het ons buitengewone reëlings getref en met die samewerking het dit eintlik verskriklik goed gegaan. Ons kon rondom baie kragmoeilikhede kon ons werk en daarmee verbykom. So ons doen dit graag weer en ek wil vir u en die werkers vir u dankie sê en hulde bring vir die manier waarop u besigheid bedryf en die daaglikse uitdagings te bowe gaan. En ook vir my personeel wat absoluut uit hulle pad uitgaan. Met ons strategie is nie 'n inwaarts gerigte strategie nie. Dit is 'n dienende strategie wat sê op 'n daaglikse basis, hoe kan ek jou help? Ons strategie gaan daaroor dat ons jou besigheid wil bevoordeel. En ek het baie hoë agting vir my mense se volgehoue aandag daarop en volharding. Baie dankie vir elke stukkie besigheid wat u met ons doen. Dit is 'n absolute voorreg om met u geassosieer te wees. Baie sterkte, dankie.